dink net so toe ons nou hierso vanmôre praat. Toe Dawid toe Dawid die hart begin speel en sing, toe vlug die demone uit Saul. Jo. Ek voel sommer baie bewoon word. Want ek dink hoe die Here vir my uit die kloue van die duiwel in 'n oomblik geneem het. In 'n oomblik. Hulle wou my in die tronk sit. Dit was 'n 9 tot 25 jaar tronkstraf. En in 'n paar oomblikke het God my uitgered. Kom ons lees van Johannes hoofstuk 12. Ek voel 'n bietjie moeilik bedien vanmôre. Ek voel so tuis hier. Nie net met julle nie, maar met die lofsang en die teenwoordigheid van die Here. Ek wil 'n bietjie praat oor iets wat baie na in my hart is, wat die Here met my gedeel het. En ek dink iets wat ons baie keer mis in die Christelike wêreld. En ek het al deel van hierdie voorheen met julle gedeel, so van julle wat dit sal onthou, is deel het ek al voorheen gedeel, maar daar's 'n ekstra wat die Here vir my gewys het. Johannes hoofstuk 12 en vers 20. Kom ons bid net saam. Liewe Heer, hoe groot is U? Hoe groot is U? Hoe groot is U? Dankie vir U teenwoordigheid hier vanmôre. Mag U elke hart aanraak. Ek verwag, Here, met die prediking van die woord, dat elke persoon daar verandering sal wees. Dat U ons oë sal oopmaak vir die waarhede, pragtige waarhede van die wonderlike woord. Dankie, liewe Heer. Nou, soos Henny gesê het, ek kom nou net van Nieu-Seeland af en ek kon nou net, jy weet ons het nie baie gewig wat mense kan oorneem nie, toe kon ek nou net een Bybel saamneem en ek moet daarso in Nieu-Seeland ook bedien, toe het ek nou my Engelse Bybel, so verskoon my asseblief van vanmôre is dit 'n Engelse Bybel. Vers 20. It says so. Now there were certain Greeks among those who were going up to worship at the feast. These therefore came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and began to ask him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Dis wat ons wil sien, Jesus. Wat 'n wonderlike vraag. Ons wil Jesus sien. Ons wil nie al die triks van die kerk is nie. Ons wil Jesus sien. Dis wat ons wil uitkom. Ons wil Jesus sien. En Philippus en Andreas kom natuurlik na Jesus en hulle sê vir hom, en dan sê dit vers 23, Jesus antwoord hulle. So, jy verstaan, hier is 'n antwoord op hierdie eenvoudige vraag, meneer, ons wil vir Jesus sien. Is 'n antwoord daarop. Nou, wat dink jy kan 'n antwoord wees? Dis nou so 'n eenvoudige vraag daai. Wat kan die antwoord wees? Meneer, ons wil vir Jesus sien. Ek kan miskien sê, ja, laat hulle kom. Of miskien ek's 'n bietjie besig kom vanmiddag. Of nee, ek wil hulle nie sien nie. Dis nou die tipe antwoorde wat jy nou sou dink. Maar dit sê Jesus antwoord hulle. En hy sê, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it brings forth much fruit. Nou, dis 'n eienaardige antwoord vir daai eenvoudige vraag gesê. Eers moet die koringkorreltjie in die grond val en moet sterf. En jy wonder, waarvan praat Jesus? Jy sien, Jesus besef dat hierdie Grieke, ek meen, die Grieke wil nie sien, ons het vir Jesus daar gesien nie. Hulle wil 'n bietjie tyd saam met Jesus spandeer. Dis nie, hulle wil miskien 'n vraag vra, miskien wil gebed hê, miskien raad kry, of wat ook al, hulle wil tyd saam spandeer. En Jesus weet, is nie net die Grieke nie, maar ook die Romeine, en ook die barbare, en ook die Engelse, en die Suid-Afrikaners, en die Russe, en die Japaneese, en die Chinese, en reg oor die wêreld wil vir Jesus sien, oor die eeue heen, en hom as mens, in sy menswees, kan dit nie doen nie.
En so, hy maak, hy begin 'n ding waarmee ons die eeue heen in al die lande vir Jesus kan sien. Hy sê die koringkorreltjie moet eers sterf. En dan moet daar 'n nuwe plant kom. En nuwe koringkorreltjies. En vriende, hoe lyk daai nuwe koringkorreltjies? Lyk net soos die eerste een, is dit nie? Hy praat van die geboorte van die liggaam van Christus. So dat as ons hier so inkom, dan sien ons Jesus. In ander woorde, ons moet Jesus uitskyn. Nie ons eie dogma en idees en van die goeders nie. Ons moet Jesus wees. Mense wil Jesus sien, vriende. Dis wat hulle wil sien. En eintlik die res van die hoofstuk, wel nie net die hoofstuk, maar van die boek van Johannes, die res van die boek van Johannes is 'n antwoord op hierdie vraag, want hy praat in hoofstuk 14 van die Heilige Gees wat moet kom, wat Jesus vir die wêreld wys. En die Heilige Gees kom in ons, sodat deur ons wys hy Jesus vir die wêreld. Hoofstuk 14, hoofstuk 16, hoofstuk 15 praat hy van die wynstok en so aan waar ons ingeënt moet wees, dat ons die sap, die goedheid van Jesus kan kry en Jesus uitskyn. Ek meen, die hele ding is oor Jesus. In hoofstuk 17 praat hy, bid hy vir die eenheid van die liggaam van Christus, dat ons een sal wees, dat ons Jesus uit kan skyn. En hoofstuk 18 en 19 sterf hy. En dan hoofstuk 20 staan hy weer op uit die dood, en gaan ons hoofstuk 21 Handelinge 1, en so, dan sien ons Jesus, waar hy nou opgestaan het, opgevaar het, maar Jesus word nog aan die wêreld gewys, en deur die liggaam van Christus, wat kragtige dade doen, sien ons nog Jesus. Nou, wil ek kyk na hoofstuk 13. Hier is 'n deel van daai. Hoe sien ons Jesus? Hoofstuk 13, vers 1. Jesus is nou daar aan tafel, die laaste maaltyd. Hy weet die volgende dag sterf hy. It says so, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that his hour had come, that he should depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. En ek spring oor na vers 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come forth from God and was going back to God. So, daar's sien ons 3 dinge wat Jesus wis. In die Afrikaans sê dit, Jesus wis. Wat wis hy? Wat nou hy? Eerste, weet hy. Eerstens, dat sy uur gekom het. Vriende, daai uur van toets was op hom gewees. Die hele heelal voor daai uur kyk vorentoe na daai uur. Die hele tydsone na daai uur kyk terug na daai uur. Daai is die sentrale uur in die geskiedenis van die heelal. Daai uur. So hy staan voor die groot uur, gaan hy dit maak. Verstaan? Dis soos as jy nou 'n groot toets moet skryf, miskien 'n universiteit of skool of wat ook al, die aand voordat jy daai ding skryf, jy kan aan niks anders dink nie, jy weet, in Engels sê hulle, you've got butterflies in your stomach. Jy weet, het ek genoeg geleer, gaan ek dit maak, en so, jy weet. So hy staan hier so voor die grootste toets wat nog ooit geskryf is. En dit gaan deur sy kop, nee. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, dat die Vader alle krag in sy hande gesit het. Hy kan doen wat hy wil. Net 'n bietjie later in daai aand, in die tuin van Getsemane, sê hy daar so vir Petrus, weet jy nie dat die Vader 12 legioen engele gegee het om my te ondersteun? 12 legioen. Moet jy weet, in die Ou Testament lees ons van Hesekia, wat daar gebid het, en God het 1 engel gestuur, en 185 van die vyand in 1 nag verstaan. 1 engel. Hier is 12.000 engele om Jesus. Hy is die bevelvoerder. Is dit nie? Hulle wag vir 'n woord van hom.
hy kan die hele wêreld verwoes in 'n sekonde. Een woord van hom. Al wat het verwag. Hy weet, hy het verskriklik baie krag. Dit is in sy hande wat hy nou gaan doen in die volgende paar uur. As hy nie daardeur wil gaan nie, dan kan hy die wêreld uitwis. So baie krag het hy in sy hande. Nee. Nou moet jy weet 'n bietjie verder aan in daai dag, terwyl hulle hom gesel en die demone is los, dit lyk asof die duiwel wen, die demone is los in die mense en hulle skreeu, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, en hy's stil. En die engele is daar, hulle wag vir 'n woord. Ek dink aan die engele sê daar so, let me at them. Laat my los, dat ek hierdie mense kan verwoes, hier is die liefling van die hemel. Maar hulle is gehoorsaam aan die bevelvoerder. En terwyl hy gegeesel is, terwyl hy daai spykers deur sy hande op die kruis en hy hang daar so in verskriklike pyn, is daai engele om hom reg om die wêreld te verwoes. En die Bybel sê, soos 'n lam wat stil is voor sy skeerder, so maak hy nie sy mond oop nie. Nou Jesus weet op hierdie oomblik al daai krag in my hande. En die derde ding wat hy wist daarso, is dat hy van God afkom, en hy gaan tot God terug. Hy, soos ons in Engels sê, he is very God of very God. Hy is God. Nou, daar is geen mens wat sulke kragtige gedagtes al deur sy kop gehad het nie. Is dit nie? Wat maak hy met al hierdie krag? Hierdie kennis. Hy begin 'n oorlog voer teen die duiwel wat die duiwel verslaan. Hoe doen hy dit? Vers 4. Hy haal sy kleed af en hy was die voete van sy disippels. Hy begin te dien. Ek dink ons het nog nie die krag van bediening verstaan nie. Die krag van nederigheid, die krag van die kniebuig. Jesus verslaan die duiwel wat, soos ons Engels sê, he didn't see it coming. Die duiwel het dit nie gesien kom nie. En Jesus begin daar om te bedien. Nou wil ek kyk na Matteus hoofstuk 20. Matteus hoofstuk 20. En ek lees van vers 20. The mother of the sons of Zebedee. Ek sê net vir julle die storie daar, die ma van die seuns van Zebedeus, is Johannes en Jakobus, né? Die ma kom daar, so tipies ma. Sy wil die beste hê vir haar kinders. Jy verstaan? Julle ken die storie? Die vroukie kom daar, so sy sê vir Jesus, ek wil hê dat jy moet doen wat ek vir jou vra. Jesus sê, wat is dit wat jy wil hê jy moet doen? Keer laat in die koninkryk, laat my seuns, een aan die regterkant, een aan die linkerkant kan sit. Ek wil die beste plek hê vir my kinders. Jy verstaan, dis nou tipies ma hoor. En dit sê so, vers 22, Jesus answered and said, you do not know what you're asking for. Jy weet nie waarvoor jy vra nie. Nou, vriende, ek moet ook inlees wat daar nie gesê is nie. Wat Jesus nie sê, is, man, dis 'n stupid ding wat jy nou vra. Hy sê dit nie. Hy sê net, jy weet nie waarvoor jy vra nie. Kan jy die beker drink? Wil jy die beste plekke hê, kan jy die beker drink? Daar is 'n prys daaraan verbonde. Verstaan? Kan jy die beker drink? En hy sê, hulle sê, ja, ons kan dit drink. En hy sê, julle gaan dit drink. En dan bietjie later sê dit, die ander disippels nou bietjie vies, want hulle, hierdie twee het nou eers ingekom en hulle wil nou ook die beste plekke hê. Jy weet, almal waai vir die beste plekke, jy weet.
En nou roep Jesus almal saam. Hy sê hierso, vers 26, vers 25. But Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them and the great men exercise authority over them. In die wêreld trap jy op ander mense om op te kom. Jy gee nie om dat jy ander mense aftrek nie, net solank as jy bo opkom. Is dit nie die wêreld nie? It is not so among you, but whoever wishes to become great among you. Hy sê nie daarso, have made a mistake nie. You wish to become great. Hy sê, learn to be the servant. You want to be great? Jy wil groot wees? Dis 'n goeie ding om te wil wees in die koninkryk. Hy wil hê ons moet daai verlange hê om groot te wees in die koninkryk. En hy sê ons hoe om groot te wees. Leer om te dien. Whoever wishes to be first among you shall be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, to give his life ransom for many. Nou kyk ons bietjie verder in 1 Petrus hoofstuk 2. Kry jy die gesindheid van Jesus. Hy wil hê ons moet daai gesindheid van Jesus hê. 1 Petrus hoofstuk 2 sê hierso in vers 18. Servants, hy praat met die dienaars, die mense wat slawe is in die Romeinse ryk, nê. Sê, servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. Daai mense wat onredelik is, wat skel en vloek en vieslike dinge doen. Hy sê, wees onderdanig aan hulle. For this finds favor. Dit verdien guns met God. Jou gesindheid waarmee jy dien. Jy verstaan? This finds favor if for the sake of conscience toward God a man bears under sorrows when suffering unjustly. Dat jy gewillig is om nog te dien, nog jou beste te gee. Nou dink nou aan Josef. Hy is verkoop deur sy broers. Hy het elke rede gehad om mismoedig te wees, om vies te wees, om vol bitterheid en haat te wees. Maar hy begin sy meester, Potifar, te dien met liefde. En hy gee sy beste vir hierdie in 'n verskriklike omgewing. So baie so dat Potifar erken, maar hierdie man is 'n goeie man en lig hom op dat hy die hoof van al sy dienaars is. En dan wat gebeur? Hy word valslik beskuldig deur Potifar se vrou. Potifar gooi hom in die tronk. Daar is geen prokureurs daar nie, wat vir hom kan weg nie. Daar's geen een wat weet wie hy is en waar hy vandaan gekom het nie. Hy is vir ewig in die tronk, daar's geen manier uit nie. En hy dien met liefde. Waar daar geen plan is nie. Het God. En 'n woord wat God vir hom gegee het deur 'n droom toe hy 'n jong man was. Hou vas daaraan. En hy dien terwyl hy vashou. Here, U het gesê. En hy dien. So baie so dat hy as hoofdienaar van die gevangenisse word. En hy kyk agter die, sorg vir al die ander gevangenisse, omdat sy gesindheid daar is. Hy sit nie daar in bitterheid en haat nie. Hy sit daar in liefde en gee om. Hy dien ander. En op 'n dag gaan hy van die tronk na tweede in bevel in Egipte. Op 'n dag. God kyk na ons gesindheid. Ja, miskien is jy by 'n plek wat vieslik is en die mense bo jou is haatlik en so aan. Jy moet Jesus wees in daai plek. En hoe toon jy, hoe wys jy Jesus? Jou gesindheid in jou diens werke. Hoe jy dien. Jy wys Jesus aan hulle. Nou wil ek kyk na, jy weet, daar's
daar's 'n skrif in die Ou Testament, Deuteronomium, wat praat van die diensknegt, wat soveel jaar moet werk en dan moet hy vrygemaak word. En dan kom hy by daai plek wat, dis nou sy reg om vrygemaak te word, en dan sê hy, maar ek wil nie vrygemaak word nie. Ek is lief vir my meester, en ek wil aangaan om te dien. Joh, en selfs die Ou Testament maak 'n plek daarvoor. Hulle moet sy oor so deurboor teen die kusyn, en dan word hy genoem, die een wat vir sy meester lief het, en so dien, en dis 'n wonderlike plek. Hierdie diensknegt wat sê, ek wil dien, dis my begeerte. Ek gaan nou verby, ek gaan nou die tweede myl. Die eerste myl moet ek dien, die tweede myl is my keuse. Die Here wil hê ons moet die tweede myl gaan, die verby gaan. Nou kyk ek in Filippense, en ek vra die vraag, oor die heerlikheid van Jesus. Nee, kom ons gaan na Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2. En nou kry ek dit in my Bybel nie. Filippense 2 praat daarso, dit sê hierso in vers 1, if therefore there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind. Eensgesindheid. Maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard one another as more important than himself. Do not merely look at your own personal interests, but also the interests of others, and have this attitude in yourselves, which was also in Christ. So daai nederigheid, daai minderwaardigheid en minderheid is Christus se gesindheid, en hy sê, ons moet dieselfde gesindheid in ons hê, wat ons nie gaan net vir al die beste nie, ons kom om te bedien, dis ons roep, om mekaar te bedien, om mekaar hoër te ag as onsself. Dan sê dit hierso, praat dit oor Jesus, nee, he emptied himself, taking on the form of a bondservant, being made in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death of the cross. In other words, Jesus het homself absoluut laag gemaak, nee. Verneder, ja. Dankie nie. Therefore also, vers 9, therefore also God highly exalted him, and bestowed upon him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So Jesus, omdat hy homself nederig gemaak het, word hoog verhewe. Nee. Hy kry die plek bo alle ander plekke, die naam bo alle ander name, hoog verhewe. Nou wil ek vir jou vra, wat is die hoogste plek waartoe Jesus gelig is? Wat is die hoogste plek, die oomblik van die hoogste, as jy nou dink in die koninkryk, wanneer Jesus weer kom en elke knie buig voor hom, en jy weet, jy lees daarvan in verskeie plekke, veral in Openbaring, waar daar duisende voor hom neerval en buig en sing, en jy weet, is 'n wonderlike tyd, die hele heelal buig voor hom as te ware. Wil ek vra, wat is die hoogste verhewe plek waartoe Jesus gelig is? Lukas hoofstuk 12. Dit was vir my 'n openbaring wat my lank maak huil het. Lukas hoofstuk 12 vers 35. Jesus praat van daai tyd. Hy sê hierso in vers 35, be dressed in readiness and keep your lamps alight and be like men who are waiting for their master when he returns. Praat van Jesus wat weer terugkom, is dit nie?
when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open the doors to him and when he comes and knocks. Hy praat van Jesus, jy verstaan dit. Hy praat van Jesus se wederkoms, nee. Vers 37. Blessed are those slaves whom the master shall find on the alert when he comes. Truly I say to you, luister hierso, that he, the king, will gird himself to serve. Die koning, al sy koningskleed af. Hy dien. Gewonder, almal sê, wauw, wat 'n wonderlike Here. Die hoogste plek. Dan verstaan ons wat Jesus sê, die eerste sal laaste wees. Die laaste sal eerste wees. Vriende, om te dien is nie 'n ding wat ons doen totdat ons uiteindelik kwalifiseer en dan kry ons die hoë plek nie. Om te dien is ons roeping. Is ons roeping. Vir die res van ons lewe is ons roeping. Om ander mense te op te lig. Want as jy dien, wat doen jy? Jy lig die ander een op. Jy seën die ander een. En soos wat jy gee, sal jy gegee word. Jy word geseën. Dis die beginsel van die skrif. Is soos ons ander mense oplig. Wat die Here ons oplig. En ene wat my storie ken, toe ons uit Zimbabwe gekom het ek en my vrou albei in rolstoele gekom op die vliegtuig. Ons was stikkend. Ons het gevlug, alles gelos. En toe ons in Suid-Afrika kom, het ons besluit gemaak. Ons dien ander mense. Sit nie in 'n hoop en voel jammer vir onsself nie. Ons begin vir ander mense bedien. Ons soek mense wat ook deur tromme gegaan het, ook deur moeilike omstandighede. Ons bid vir hulle, ons help hulle, ons bedien hulle. En soos ons hulle bedien, so het die Here ons opgelig. Dis die beginsel, vriende. Daai tyd van bediening gaan nooit verby nie. Dis ons roeping. Die hart van die dienskneg. Dis 'n eenvoudige woord. En jy weet, ek dink net aan, daar's so baie skrifte oor die swakheid. Paulus skryf daar so, wanneer ek swak is ek sterk. Is nie wanneer ek op ander mense klim, almal aftrap, laat ek bo kom nie. Nee, is wanneer ek swak is. Want dan sit ek my lewe in die Here se hande. Hy sien my gesindheid. Hy lig my op. Ek het getuig hoe die Here vir ons opgelig het. Ek kan vir julle stories vertel. So baie stories van die wonderlike dinge wat die Here vir ons gedoen het. Weet wat soek ek? Ek soek nie al die dinge nie. Ek soek Jesus. Al die dinge kom saam met Jesus. Ek soek Jesus. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons kom hier vandag voor U. Ons vra, Here, vergewe ons vir al ons stupid hoogmoed. Ons kan so hoogmoedig wees. So op ons vrouens skreeu en op ons kinders skreeu, in plaas om hulle te bedien. Op ons as mans, om laag te buig en ons vrouens op te lig, nie hulle te kritiseer nie. Ons kinders te bedien, daar vir hulle stories te lees. Hulle in die bad te sit en te was. Die werk van die dienskneg te doen in die huis. Liewe Here, ons is so hoogmoedig, ons sit daar so en verwag die vrou moet net vir ons kos bring en al die goeders bring en vergewe ons, Here. Terwyl ons so bid, wil ek net vra, dat manne hier is wat sê maar, joh man, ek is so hoogmoedig.
dink ek gaan nie goed in my huisgesin nie, want ek trap almal af. Kan nie goed by die werk nie, want ek soek altyd die beste plek. So ek het die verkeerde gesindheid gehad. Ek vra as dit jy is. Jy wil sê, Here, vergewe my en help my om 'n dienskneg se hart te hê. Wil nie vorentoe kom nie. Ons vir jou kan bid. Dat jy 'n merk kan maak. Sê, Here, van vandag af is ek 'n dienskneg in my huisgesin, 'n dienskneg in my gemeenskap. Soek ek die goed van ander mense voor my eie. Kom vorentoe. Ons kan bid vir jou. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to, yes, I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Na hierdie tydjie wil ek graag vir 'n man gaan bid. En gee dominee wat uitgewerp is sy kerk. Dat sy hele lewe in duie gestort het deur mense op afbreek. En hy is nou 'n basket case. Mentally disturbed. Dis wat die wêreld doen, wat die duiwel doen. En ons moet daar so wees vir mense oplig. Ek kry hierdie mense oral oor Suid-Afrika wat afgebreek is. Huwelike wat stikkend is. Deur hoogmoed, werk van die duiwel. Die weer, teen hierdie manne. Mag hulle hart van dienskneg hê. Weer. Rabadag, klebet, laat, dag, rabat, loin, de dag, loin, weer. My hart seer om te sien net 2 manne kom. Ons hardloop nie maklik om 'n dienskneg te wees nie. Ons wil die hoë plekke hê van die kerk. Soek nie die lae plekke nie. Die weer sien hierdie manne by die lae plek voel. Lig hulle op en gebruik hulle om baie ander mense op te lig. Mag die krag van die Heilige Gees deur hulle vloei. Genesings. Ons dien mense met gebed vir genesing. Mag die krag van die Here deur hulle vloei. Dus net u kan. Baie dankie, liefie. Vader, vir u goedheid, dankie liewe Vader, vir u genade en vir u guns. Dankie Abba Vader, vir net vir die woord dat ons Boeta Hendrie net vanoggend kom aflewer het. Vader, is 'n
woord uit die troonkamer uit vir 'n tyd soos hierdie. 'n Tyd wat u liggaam en die bruid dit gaan nodig hê. Vader, die bruid verstaan dit, maar ek dink nie die liggaam verstaan dit nog nie. Die kerk verstaan dit nog nie. Hulle is by 'n plek waar hulle self nog wil oplig. Vader, in ons hart is dat die volheid en die openbaring van die Gees deur hierdie land sal spoel. En dit by gemeenteleiers sal begin om weer af te gaan op hulle knieë. Dus hierdie twee boetas vanoggend van my laar en laarsak. Want soos hulle afsak en hulle self verneder, so lig jy hulle op. Dankie Vader vir die manne wat vanoggend hier is, wat getrou kom. Dankie Vader dat daar so verandering en joy in hulle harte is besig om te gebeur. Dat U is besig om 'n verandering in manne se harte te bring. Dankie. En soos wat hulle nader beweeg aan U, gaan hulle ook laer beweeg. Laer raak, niks raak. Vir U al die lof en al die eer gee. Dankie Vader net vir genade. Vader, ons spreek ook Numeri 6:24 oor hulle uit. That the Lord will bless them and keep them. The Lord will make His face shine upon them and be gracious to them. The Lord will lift up His countenance to them and give them peace. His shalom. In the name of Yeshua. Amen. Dankie manne. Julle moet in vrede gaan. Voordat julle gaan, ek wil net vir julle sê, hierdie woord van Henry is so getrou en so nodig vir 'n tyd soos hierdie. Ek luister nou die dag na 'n boodskap van Neville Johnson. En ek wil net afsluit met dit. Ek wil net sê, en hy word in die hemel opgeneem en hy kry hierdie visioen. En toe hy by 'n plek kom by die poort waar hy moet ingaan daarso, toe vra hulle vir hom, hy sê daar staan 'n engel voor en die engel vra vir hom, ek weet nie of ek dit al vir julle genoem het nie, die engel vra vir hom, passport please. Hy sê, what do you mean? Hy sê, passport please. En hy weet nie wat beteken om 'n paspoort te hê nie. Die engel sê net vir hom een, hy sê vir hom, show me your ear. En hy herken Exodus 21. Want 'n bondservant, en dis wat Henry vanoggend gesê het, 'n bondservant is gemerk in sy oor. Want hy word nooit vry nie. Hy dien sy meester vrywilliglik vir die res van sy lewe. En op my hart is dat hierdie manne sal kom, manne sal vorentoe kom en sê, ek sit alles terug van die wêreld. Ons gaan ons meester dien met ons hele hart en ons hele lewe. Gaan in vrede, geniet julle naweek, geniet julle gesin. Amen. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.